Right, vertikale integrasie, né? Julle gaan hierdie woord nog baie hoor, jy gaan moeg raak vir hom, né? Maar die kort en die lank is, jy kan nie verder boer in Suid-Afrika as jy nie op 'n manier vertikaal integreer nie. Ek praat hier met Wynand vandag. Ons is hierso naby Hopetown se wêreld. Okay. 'n Union SIF. Hoe gebruik hy hierdie ding in sy boerdery? Wat doen hulle alles? Hulle hou baie langer beheer oor hulle produk. Kom ons vind 'n bietjie uit. Hoe doen hulle dit? En kom daai ouetjie die mas op. Wynand, hoe lyk dit? Choopie, goed dankie jy. Nee, wat doodstil rustig. Mooi. Okay, julle is Hopetown area hierso. Voor ons by die masjien kom, gee gou so vinnig vir my 'n oorsig. Hoe lyk julle boerdery opset? Wat doen julle presies? Saaiboerdery, besproeiingsboerdery spesifiek. Ons besproei uit die Oranje rivier uit, asook dan uit die Rama kanaalstelsel. Pekanneute Ja, wat ons produseer en dan ons grane varieer dan nou tussen springmielies, somergewasse, ertjies is ons wintergewas, bietjie koring ensovoorts op 'n wisselboubasis, ja. sê gou vir my, en dit is alles goede wat julle nou gewasse wat julle daai ekstra bietjie kan value add, as ek dit so stel, op die einde van die dag. Jy hoef hom nie direk in bulk te lewer soos wat ons doen met gewone witmielies of whatever ook al nie. Jy kan hom nou so bietjie verder vat, né? Dis korrek, ja. Ons het so 20 jaar terug het ons begin met ons eie verwerkingsaanleg en ons fokus daarop om produkte of gewasse te plant wat ons waarde kan toevoeg. So ons popcorn en ons ertjies verwerk ons na 'n punt toe vir menslike gebruik. Ons produseer hom, ons verwerk hom op die plaas en ons bemark van die plaas af. Ons verskaf dan aan klein verpakkers wat dan nou die verdere distribusie doen. So jy's basically 'n wholesaler op die einde van die dag, maar jy het ten minste daai ekstra stap ingesit waar jy hom nie net aflaai by 'n silo of daai tipe Dis van korrek, ja. goeders het. Dis korrek. Nou hier agter jou, né? 'n Union SIF. Nommer 1, hoekom het julle besluit op hierdie ouetjie? Kom ons begin daarso. Choopie, ons besigheid het stelselmatig uitgebrei en ons kon nie self produseer wat ons behoefte is vir ons kopers nie. Ja, So ek het by omliggende produsente, ons bure en sovoorts begin 'n bietjie graan inkoop. Jy weet of enige produsent wat 'n gewas het wat hy nie van die hand kry nie, bring hulle en ons maak dit skoon. Sekere gewasse soos erte wat redelik laag groei, het baie keer sand in en klippe in. Ons verwerkingsaanleg het 'n relatiewe lae kapasiteit. Ons het 2 lyne en hoe veiliger die produk is wat jy insit, hoe laer raak jou kapasiteit en hoe langer vat jy om 'n vrag te verwerk. Daar's ook baie meer slytasie en stof binne die fabriek met die personeel wat daar werk. So ons moes noodgedwonge kyk na 'n pre-cleaner se wat 'n goeie kapasiteit het ja. om produk wat van 'n produsent afkom eers te kan deurgooi om alle sand en ongewenste materiaal uit te haal voordat ons dit vat na ons verwerkingsaanleg toe. Nou hoe kom julle toe nou op 'n Union? Ek het rondgesoek en te kere gegaan en toevallig op Farmspace Ja, okay. Het ek Het gesien ek al my van- job gedoen. het ek gesien van Union. Ek het op die internet gekyk, ek het toe vir Andrei gebel, die eienaar van Union. Ongelooflike diens gekry by daai mense. Hulle het uitgery na my toe, Andrei en Johan wat die verkope doen. Hulle het my kom sien en ja, ons het die bal aan die rol gesit. Ek het Bloemfontein toe gery en kyk hoe lyk die SIF. Hulle het vir my die masjien gebring, ons het hom getoets. So hy is nou lekker asfal van die stof soos hy laas gewerk het. Maar ja, ons het besluit ons koop die SIF, hy voldoen aan ons behoeftes. Ons gebruik hom vir 'n ander doel. Nie die 100 tonne uur soos wat hulle sê om te stroop en in 'n lorry te gooi nie. Ons gebruik hom meer vir 'n pre-cleaner stelsel by ons verwerkingsaanleg. Maar die punt is, jy kan hom gebruik vir daai en jy kan hom nog gebruik vir die ander en ook sou jy hom nou soek vir dit. Absoluut. Nee. Absoluut. So dis hoekom ek die mobiele stelsel gekoop het ook. Want dis wat ek jou wil vra, want ek sien hy's sommer mobiel hierso, jy kan nou vir hom rondsleep net waar jy hom wil hê, né? Dis korrek, ja. So ons het verskillende plekke op die perseel het ons by die pivot centers het ons kragpunte. So ek sleep hom soontoe, ek prop hom daar in die krag in. Dan gaan jy. Hy's lig op hy het klein hoeveelheid motors wat werk. So hy werk maar met 7 kW is nodig. En jy sif sommer net daar waar jy wil wees. Wat was die een ding wat jou regtig getrek het na die SIF toe? Wel, nommer 1 die looks, dit lyk vir my na 'n bilmasjien. En die tweede ding, ons het vroeër jare het ons rolsiwe gebruik
alles skit en dit is nie effektief nie. Die masjien staan doodstil. As sy voete uitgeslaan is daar geen vibrasie op die grond nie. Hy staan en vibreer. Die SIF werk goed. Hy werk effektief. En maklik om siwe te verander. Dis een belangrike ding waarna ek gekyk het. Rolsive is gewoonlik baie moeilik om die screens te vervang of te verander. Hierdie een is baie maklik om die screens te vervang en hy werk teen 'n hoë kapasiteit. Ek kan hom dun lading gee of ek kan hom 'n dik lading gee afhangend wat die behoefte is. So vir ouens wat en ek meen dit is ons het nou vroeër die gesprek net bietjie gehad nê. Is dit ook jou opinie dat maak nie saak wie is nie, die tyd van 'n hekboer wees in Suid-Afrika is basically verby. Absoluut. Tjoepie, ja nee, ek dink nie 'n ou moet kyk vir kommoditeite wat jy kan waarde toevoeg. Ons is net in 'n geweldige knyptang wat insetkoste betref. En ja, definitief 'n ou moet kyk na kommoditeite wat jy kan waarde toevoeg. Nou ewen op dit, want hierdie SIF is nou nie die goedkoopste een op die mark nie, nee. Daar's goedkoper opsies en daai tipe van goeders. Maar sê vir ouens wat wil kyk om enige tipe van ding skoon te maak, hierdie is nou maar definitief 'n rigting wat hulle kan gaan. Ek dink verseker so. Kom ons vat sommer net 'n standaard mielieprodusent. Hierdie SIF het so 'n lekker kapasiteit. Ek dink twee ouens kan saam 'n SIF koop as jy die oestyd kan sinkroniseer. Maar net jou aftrekkings tjoepie wat jy verloor met meganiese breekskade in die stroper. Ja, As jy net dit kan uitsif en daai produk hou by jouself, dit verkoop vir veevoere of vir jou eie vee gebruik, is ek dink al die eerste stap vir waarde toevoeging. en dis nou nie te sê as jy per ongeluk 'n olieboompie of wat ook al daar tussenin kry nie, nee. Absoluut. Al die sifkostes wat jy by jou koöperasie sou betaal, is uitgeskakel. So ek dink dit is stap 1. Ek dink dit is 'n nodige apparaat om te hê op jou plaas. Uitstekend. Wynand, dankie baie. Tjoepie, dankie vir die geleentheid. Right, dit is Wynand hierso, naby Hopetown se area, nê. Bly om te hoor dat ons daarom ons deel gedoen het. Luister hierso. Almal beweeg kom met hierdie siwe, nê. Is almal ongelooflik gelukkig. Die kapasiteit op hierdie goed, soos hy sê, die feit dat hy staan stil, die groot vibrasies en wat en al daai lekker nommers nie. So, as jy belangstel, linkie bo of hier onder, kom met Union in kontak en dan kan jy ook ietsie skoon maak. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.